Here Jesus, baie dankie vir die voorreg wat ons het om ook vandag hier by mekaar te kan wees. En Here, dankie dat ons ook die voorreg het om aan die tafel te sit en nagmaal te kan gebruik. Dankie dat ons mekaar kan sien en dankie dat ons kon saam sing en in een stem U loof en prys. En Here, vandag as ons hier kom, bid ons dat U ook vir ons harte sal oopmaak en ons gedagtes sal oopmaak. Dat ons die stem sal hoor en hoor dat U vandag vir ons elkeen wil sê en dat ons dit in ons harte sal laat bewaar en dat dit sal vrug dra in ons lewens. Amen. Ek hoop en ek vertrou jy het al vir die persoon langs jou hallo gesê, maar as jy nie het nie, sê baie vir hulle, sê vir hulle hallo as jy wil. Jy kan tot so ver gaan om te vra hoe gaan dit? Julle, dit is wonderlik om julle te sien en ek glo elkeen van julle is baie opgewonde oor die jaar wat voor lê en vir al die dinge wat kan gebeur. Julle moet net vir my kyk hierso, hierdie ding werkie. En vir alles wat gebeur, ek hoop elkeen van julle wat hierdie Desember weggegaan het 'n goeie tyd gehad en dat julle lekker uitgerus het en bietjie getan teruggekom het. Die van julle wat by die huis is, ek hoop julle het ook lekker uitgerus en so 'n bietjie net nuwe energie gekry, nuwe krag gekry om ook weer hierdie jaar aan die horings te kan pak. En ek weet baie van julle het al klaar so gewerk hierdie jaar dat jy al moeg is. Jy sê nee, Abraham, wat is dit? Waarvan praat jy nou? Wat is 'n vakansie en al daai dinge? En as 'n mens kom in die begin van die jaar, dan is dit mos nou soos wat gaan ek hierdie jaar doen, jy weet. En daar's natuurlik baie nuwejaarsvoorneme wat mense maak en sê hierdie jaar is my jaar of hierdie jaar gaan ek dit so doen of so doen. En dit het my nogal gebring by 'n tema wat ons bietjie oor vandag gaan gesels en dit is wat gaan jy hierdie jaar doen? En ek wil hom so 'n bietjie verder vat om te sê ek wil jy so 'n bietjie uitlig om te sê wat gaan jy hierdie jaar doen? Iemand het nog gesê be the change that you want to see in this world. Wees die verandering wat jy in die wêreld wil sien. En dit is verseker so. Ek hoor baie gesprekke van mense oor hoe dinge moet behoort te verander. Daar's baie narratiewe op sosiale media. Daar's baie berigte in die koerant oor alles wat fout is en wat verkeerd is en almal wat iets daaraan net asseblief tog moet doen. Daar is mense wat video's maak, daar's mense wat self skilderwerk doen oor die probleme in hierdie wêreld en dat iemand tog net asseblief iets daaraan moet doen. Maar dit voel net vir my asof daar baie praat is, asof daar baie mense is wat sê hier's issues. Iemand moet asseblief net ietsie doen, nê. Nee. En wat vir my interessant is die oomblik wat iemand iets doen, is dit vir ons so vreemd dat ons soos joh, jy weet, moes hulle nou regtig, jy weet, dit gedoen het. Weet, en dan begin ons hulle weer onder die vergrootglas te sit. Nou sonder enige vooropgestelde idees en goeters verwys ek nou 'n bietjie terug na wat met Donald Trump gebeur het in hierdie tydperk. Ek sê nie keer nie goed of wat ook al hy gedoen het nie. Ek sê net hy het iets gedoen en toe kom Suid-Afrika gaan na die United Nations toe en ons in ons toespraak lei ek af. Ons sê onthou hier praat ons oor probleme. Ons doen nie iets nie. Gaan luister na die toespraak. Dis wat hulle sê. Hulle sê, hey, wat is hierdie Trump ou besig om goeders te doen? Ons praat hierso mense. Dis wat die United Nations doen, ons praat. En dit het my geskok, nee, ek is soos, is dit nie maar wat ons doen nie, nee. Ons wag heeltyd vir iemand anders om iets te doen. Julle, daar is dan baie groot armoede, ek hoop net iemand kan iets doen. Daar's mense wat hartseer is, ons baie gebroken, dat iemand moet tog asseblief net iets aan dit doen. Ons sit heeltyd die doen faktor buite. Ons is baie goed om te bespreek wat fout is. Dit is ons baie goed. Kyk, almal is 'n ekspert op Facebook. Jy weet, nee, dit moet so gehanteer word, dit moet so gedoen word. Almal is ekspert om 'n braaivleisvuur of by die haarkapper. Almal weet presies wat die issue is. Ons het kongreste oor probleme. Ons het artikels. Soos ek sê, selfs kunswerke. Mense sê, jy weet, besoedeling is 'n probleem. Vat hulle plastiek sakkies en maak kunswerke van die besoedeling. Dis wonderlik. Daai besoedeling is dan in elk geval ook weg. Maar wat doen die algemene ou? Wat na hierdie skildery staan en kyk. So ja, daarom het hierdie ou iets gedoen.
Wow, jy weet, ek weet nie lekker of ek van die prentjie hou nie, maar ten minste doen hy iets, jy weet. En dit het my reg gevoel, dit voel vir my so asof ons heeltyd probeer om vir ander mense die werk te gee. En hoe meer ons probeer om vir ander mense die werk te gee, hoe min gaan gebeur. Dis wat daai gedeelte sê, be the change you want to see. Is ek kan nie verwag iemand anders moet verander of die wêreld moet verander as ek net praat oor die probleem en niks doen nie. Ek lees 'n gedeelte, daar was 'n sosiale eksperiment gewees wat gebeur het. En dit het nogal hierdie ding lekker vir my na die oppervlakte toe gebring. Dit is 'n baie hartseer storie. En daar was 'n vrou wat gebly het en haar man het gebly in 'n woonstelblok. Nou julle weet 'n woonstelblok is mos een van daai plekke waar jy alles hoor wat aangaan. Jy weet, jy sê, okay, nee, hulle maak 'n bietjie pasta vanaand, want jy het gehoor hoe val die pasta in die pot, jy weet. Of as iemand hakkies aan en dan weet jy, hulle gaan seker op 'n date night vanaand, dat jy hoor die hakkies op die dak, jy weet. So daarsoos, jy weet, jy hoor goeters in 'n woonstelblok. Jy hoor baie keer die gesprekke wat mense maak en jy hoor al die dinge wat mense mee besig is in 'n woonstelblok, want dit is maar so. Jy weet, die klank travel maar deur en alles. Jy weet wat se musiek smaak, hou jou buurman van, byvoorbeeld. En in hierdie woonstelblok, die woonstelblok was in 'n plek van Sofia gewees, was daar 'n man en 'n vrou. En daar was 'n domestic violence insident gewees in hierdie woonstelkamer of woonstel apartment, soos hulle praat van in Engels, in hulle flat. En daar het die vrou het gegil en geskree en pierings het gebreek en koppies het gebreek en die lang storie kort is sy is vermoor vir 50 minute lank. Dis wat gebeur het. Met al haar gille en al haar skree, al die dinge wat plaasgevind het. Omdat daar's geen manier hoe mense dit nie gehoor het nie. Toe gaan 'n groep mense met die naam van, ek moet gou die regte naam kry, Fine Acts. Dit is ouens wat sosiale eksperimente doen. Toe gaan hulle na dieselfde woonstelblok toe. Toe gaan sit hulle 'n dromstel in die woonstelblok. En hulle kry 'n verpleeg, om 'n bietjie te kom dromme speel. Om te kyk hoe lank dit gaan vat vir iemand om hulle te kom stil maak as hulle die dromme speel in die woonstel. Dit het presies 1 minuut en 52 sekondes gevat vir iemand om aan die voordeur te kom klop en te sê, hou asseblief op met hierdie geraas, julle pla my. Nou as hierdie storie jou ongemaklik laat, dan dink ek nogal, dis 'n goeie ding. Die harde realiteit is dat ons in so 'n wêreld verval het. Dat ons in 'n wêreld gekom het, waar mense eerder ander kant toe kyk, eerder besig raak met ander dinge, eerder niks sê nie, as om op te tree. Want dit vra iets van jou om op te tree. Dit gaan iets in jou lewe van jou kos om op te tree. Jy gaan dalk in 'n argument betrokke raak wat daar plaasvind. Jy gaan dalk op 'n slegte plek kom as jy gaan begin optree. Dit gaan definitief iets van jou vra, iets van jou kos om op te tree. En dan weeg ons dit op. Ons sê, is ek nou regtig lus om in hierdie argument betrokke te raak in die winkel soos 'n ma besig is om 'n kind aan 'n ponytail rond te trek? Is ek nou regtig lus om vir iemand jy weet as jy vir een ou wat 'n broodjie vra, 'n broodjie gee, môre is hy 3. Is ek nou regtig lus om weer nou daai probleem op my te hê? En eventually kom ons op 'n plek waar ons niks doen nie. Ons help niemand, ons praat oor niks. Of ons praat nie met mense, ons praat oor die probleme. Die mense het waarskynlik vir mekaar gesê, "Joh, die bure was gisterand weer woes geweest, nê." Jo, jene. In plaas daarvan om iets te doen. En dit is nie wat die Here ons daartoe roep nie. Die Here sê, ons as Christen in hierdie wêreld, ons as volgelinge in hierdie wêreld, moet Jesus vergestalt, moet soos Jesus in die wêreld wees en mense roep om te verander, om dinge te doen. Jesus was 'n doener gewees. As jy sê jy is 'n Christen, jy is 'n disipel, sê daarmee ek is 'n volgeling van Jesus. En as ek 'n volgeling van Jesus is, behoort ek soos Jesus ook te gaan doen in hierdie wêreld. Ja, Jesus het baie gepreek en hy het gepraat en hy het baie dinge gesê vir mense, baie mense geleer, gelykenisse vertel en alles. Maar Jesus het gegaan en hy het met mense gaan werk. Hy het mense gehelp
Mense wat arm was, het hy aandag aan gegee. Mense wat eensaam was, het hy 'n gesprek mee gevoer en vir hulle lewenswaardigheid gegee. Mense wat uitgestoot is, het Jesus na toe gegaan en hy het hulle nader getrek. Mense wat op een of ander manier 'n gebrek gelei het Jesus aangeraak en gehelp. En baie van die dinge wat Jesus gedoen het, was kontra die samelewing gewees. Ek dink ons lees so maklik hierdie goed, nê. Dis lekker, jy's gemaklik in jou huis met 'n lekker koppie koffie en jy lees die Bybel en dis goed so. Maar ons moenie ons gemak misgis met die ongemak wat Jesus verduur het terwyl hy gewerk het en geleef het hier op aarde nie. Ons moenie onsself misgis hierson nie. Jesus was kontra baie dinge gewees. As die samelewing gesê het in daai tyd, as hy siek is, jy raak nie 'n siek mens nie, jy gaan onrein raak. As iemand bloei, nee, kom nie daar nie. Iemand 'n gebrek lê, hierdie ou het een of ander probleem, jy vat nie aan daai ou nie. Iemand melaats is, daar gaan hy boet ander kant buite die stadspoorte uit. Daar was reëls gewees hoe hierdie samelewing homself georden het. En as jy hierdie goed oortree het, was jy in die verkeerde kant van die samelewingsreëls gewees. As jy in die verkeerde kant was jy onheilig en onrein en al die goeters. As jy by 'n sondaar se huis tuis gegaan het met 'n prostituut gepraat het jy weet iewers in die dorp, as jy met 'n Samaritaanse vrou gaan sit het met haar nog gepraat het by 'n put, as jy al hierdie goeters gedoen het wat Jesus gedoen het, was jy eintlik teen die stroom opgewees van die samelewing. Maar kyk mooi wat het gebeur. Elke keer wat Jesus gedoen het, elke keer wat hy opgetree het, elke keer wat hy betrokke geraak het, waar niemand wou betrokke raak nie, het daar verandering plaasgevind. Mense se lewens het onmiddellik verander. Die feit dat hy hierdie heilige Jesus by Saggeus tuis gaan, verander Saggeus se hart heeltemal. Die feit dat die vrou wat in bloedvloeiing ly aan Jesus het klere vat en hy draai om en hy praat met haar, verander haar lewe. Elke keer, die Samaritaanse vrou by die put, jy weet, ons kan aangaan met al die dinge. Elke keer wat Jesus doen, verander die wêreld. En Jesus roep ons om te doen, nie net te praat oor die probleme nie. Ek dink baie keer wil ons van Jesus soos 'n life coach maak of 'n motiveringsspreker, om ons te motiveer deur die lewe. Jesus was meer soos 'n rebellieleier gewees. Hy het gekom om te verander. Christendom was meer 'n revolusie as enigiets anders gewees. Want ewe skielik het mense anders begin leef, anders begin doen, anders begin glo, anders begin optree, anders begin kyk na mekaar, anders begin kyk na die lewe, anders begin wees in hierdie wêreld. En dis wat Jesus van praat, hy praat van die koninkryk van God. Is 'n ander wêreld waarin ons kan wees. Maar dit vra iets van jou. Dit vra van jou, die oomblik wat jy begin optree, dit vra iets van jou. Dit vra van jou baie dinge. En nou, Jesus het dit natuurlik besef, en hy praat toe met die disippels in Lukas 8, en ek gaan nou vir ons die twee gedeeltes lees. Die ene is Lukas 8 vanuit die 1983 vertaling, en die ander is Lukas 8 uit die boodskap uit. En ek dink nogal die twee vul mekaar goed aan oor presies wat Jesus hier vir die mense sê. En ek dink jy gaan presies hoor wat ons nou vir mekaar gesê het. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie hom dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. En die boodskapvertaling sê dit so. Jesus roep die ander mense ook nader na hom en sy volgelinge toe en begin met hulle te praat. As iemand my volgeling wil wees, moet hy sy hele lewe vir my gee. Ek sal met niks minder tevrede wees nie. Om my te volg is nie altyd maklik nie. Dit is soos om jou eie kruis na jou dood te moet dra, as ek dit van jou vra. Dit is soos om jou eie doodsvonnis te teken. As jy net vir jouself wil lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig verloor.
As jy egter bereid is om alles wat ek vra vir my te gee, al is dit ook jou lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig behou. Jy moet die keuse doen. Maar vra eers vir jouself die volgende vraag. Wat help dit as al die skatte in die hemel joune is, in die wêreld joune is, maar daar is nie vir jou plek by God nie. 'n Mens kan nie vir jou plek by God koop met al die geld in die wêreld nie. As iemand hom vir my of my boodskap skaam vir hierdie klomp goddelose, slegte mense in die wêreld, sal ek my vir daardie persoon skaam wanneer ek by my wonderlike groot Vader met al sy engele is. Nou hierdie is nogal 'n hektiek gedeelte, né? Dis een van daai dinge wat ons maar eerder nie jy weet, jy wil dit nie eintlik altyd lees nie in die Bybel nie, nê? Want soos ek sê, ek dink baie keer ons maak van Jesus 'n life coach of 'n motiveringsspreker, eerder as wat ons hom 'n persoon maak wat ons lewe kom verander. Nou, Jesus is hier besig om met die disippels te gesels en natuurlik ook vir die ander mense wat naby gestaan het oor die eise van disippelskap. Nou as jy hierdie gedeelte sit in die groter prentjie van Lukas en wat hier plaasvind, is hierdie nou half die plek waar Jesus ook nou sy lyding begin aankondig. In die gedeelte voor hierdie praat Jesus dan nou ook oor die kruisiging en goed wat voor lê, en daar's 'n hele gesprek wat daarop berus. So hierdie is eintlik die agterkant van daai gesprek waar Jesus sê, maar okay, goed, hier is nou al die goed wat met my gaan gebeur, maar kom ons praat oor die eise van om my te volg. Wat is die eise van disippelskap? En nou weet ons alles wat Jesus hier gesê het, en nou weet ons hoe die geskiedenis nou verloop het. Want van hier af was dit nou nog nie baie lank nie, toe is dit fisies Jesus se kruisiging, waar hy sy eie kruis moes dra, as gevolg van dit wat hy gedoen het. En in daai oomblik was die disippels vir die eerste keer werklik gekonfronteer met die eise van disippelskap. En dis was vir hulle eintlik, ek dink, 'n groot konfrontasie geweest. Want tot op hierdie punt was dit vir hulle lekker, nê? Dis wonderlik. Ek wonder wie gaan Jesus volgende genees? Ek wonder wat gaan hy volgende vir ons leer en alles. En daar was 'n bietjie spanning tussen Jesus en die Fariseërs en die skrifgeleerdes en alles, maar daar was nog nie hierdie lewensbedreigende spanning geweest nie. Van hier af word Jesus, hulle leier, aan 'n kruis vasgespijker, nou hy sy eie kruis gedra het en gegeesel is vir dit wat hy verkondig het. En jy as 'n disipel loop in die voetspore van jou leermeester. So hierdie ding raak nou reël vir jou. En daar kom Petrus. Nee. Hulle sê, maar jy is mos 'n volgeling van Jesus. Jy is mos sy disippels. En hy sê, nee, ek is nie. En hulle vra hom 3 keer, of hy het hulle vra hom keer, en toe die haan die 3de keer kraai, toe besef hy het Jesus verloon. Hy het homself geskaam of was bang om homself te assosieer met Jesus. Nou weet ons natuurlik, was van baie moeilik geweest en die dinge het toen ook nou verander, maar die eise van disippelskap het soveel meer geword rondom die eerste Christene en die vroeë kerk wat almal kwaai vervolg is, wat almal fisies hulle lewe moes gee vir die feit om soos Jesus te lewe in hierdie wêreld. En die getuienis van die vroeë kerk was hoofsaaklik geweest in die manier hoe hulle opgetree het in die wêreld, want jy kan nie eintlik gaan verkondig het van Christendom nie. Mense het anders gedoen, en toe so het hulle die wêreld basies tot bekering gebring om te sê, ons wil wat hierdie mense het, wil ons ook hê. En dan fisies daar waar hulle tereggestel word, daar sal hulle gesê het, maar ek is 'n volgeling van Jesus, julle moet julle bekeer en so, en dan maak hulle die ouens dood. En as hierdie ouens nie die eise van disippelskap ernstig opgeneem het en gedoen het wat nodig was om te gedoen te wees nie, was jy nie vandag in hierdie kerk nie. Was hier nie evangelie van Christendom nie. Was daar nie enigstens iets nie, want die Christendom sou uitgesterf het en uitvermoor gewees het. Want die eise van disippelskap sou te veel gewees het vir die mense. Maar hierdie ouens het die eise van disippelskap, hulle het die eise in die oë gekyk en gesê, hierdie is wat ek gaan doen. Ek gaan 'n doener wees in hierdie wêreld. Ek gaan fisies dit doen wat Jesus my roep om te doen. Al maak dit my lewe hoe ongemaklik en al stel dit my lewe in gevaar, ek kan nie anders nie. Want dit is wat Jesus my na toe roep. Julle sien, ons moet unapologetically Christian wees. Nou ek het nou gesien, ek het nou probeer onapologeties. Jy weet, dit klink soos iets wat ek gehoor het op Varsity. En
En ek dink dit is 'n redelike anglisisme. Ek weet nie, ek dink die band Onbeskaamd het dit nogal op die onbeskaamd Christendom. Ons moet onbeskaamde Christene wees. Unapologetically Christian. Julle sien, ons het van Christendom wat eintlik wêreldveranderende, wêreldskuifbare, revolusionêre dinge wat gebeur het in hierdie wêreld. Ek dink ons het bietjie te sag geword met dit. En ons moet leer om weer reg op te tree, om nie skaam te wees vir die feit dat ons Christene is nie. En begin om iets te doen. En ek dink dit is belangrik dat ons iets moet begin doen sodat ons die wêreld kan verander. Nou een van die ouens in die vroeë kerk, een van die vroeë kerkvaders wat hierdie eise van die lewe gevat het en wat gewerk het as 'n Christen in die wêreld. Sy naam was Franciscus van Assisi. Ek weet nie of julle al dit gehoor het nie. Nou Franciscus het 'n seënbede gehad wat ek gou vir julle gaan lees. En hierdie seënbede behoort jou 'n bietjie ongemaklik te maak. Maar hierdie seënbede gaan jou roep om 'n onbeskaamde Christen te wees, om iets te begin doen in hierdie wêreld. Hy sê: mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn en blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal doen wat ander mense sê nie gedoen kan word nie. Dis Franciscus van Assisi se seënbede om te sê, kom ons roep onsself uit dormantheid uit. Kom ons leef unapologetically Christen. Kom ons is nie skaam om te praat teen morele verkeerdhede, teen die slegte goed en die boosheid in hierdie wêreld nie. Kom ons wees die mense wat die mense gaan help wat hulp nodig het. Kom ons wees die mense wat lig skyn in die duisternis in hierdie wêreld. Kom ons wees die mense as Christene wat ingaan en iets te sê het oor geregtigheid en iets daaroor doen. Kom ons is die mense wat anders leef in 'n wêreld wat kom ons sê nie noodwendig op Christelike waardes gebaseer is nie. Kom ons wees die verskil en ons wys vir mense hoe om anders te leef. Kom ons wees Christene wat nie meer undercover is nie. Ek praat hierso ek 'n skuilchristen. 'n Skuilskit is mos 'n mooi Afrikaanse woord vir 'n sniper. Nou 'n skuilchristen. Ek dink baie van ons het skuilchristene geword of undercover Christene. Jy weet, ons gooi dit nogal hier in die kerk, jy weet, en ons kan lekker saam sing en die Here se naam groot maak en ons kan ongelooflike wonderlike projekte in die kerk miskien dryf en vanaf die kerk dryf en al hierdie wonderlike dinge doen en op uitreike gaan en al sulke cool goeders doen. Maar die oomblik wat ons nou in die wêreld ingaan, dan wil ons nie eintlik engage nie. Ons is so 'n bietjie skaam, ons is 'n bietjie teruggetrokke, want ons wil nie nou daai gesprekke oopmaak nie. Jy wil nie nou opstaan vir hierdie goed nie, want die oomblik wat jy iets sê, of die oomblik wat jy iets doen, sit jy jouself al uit vir mense om oor jou 'n rapport voorblad te skryf of daai tipe dinge. Die oomblik wat jy begin om op te tree in hierdie wêreld, sit jy jouself in 'n posisie wat nie noodwendig vir jou die beste posisie is in hierdie wêreld nie. En dan sê ek weer, dis presies wat Jesus van ons vra om te doen. As Jesus sê, vat jou kruis, volg my, doen, tree op, sê hy daarmee dat as jy gaan doen wat die Here van ons vra om te doen, as jy gaan leef soos die Here vir ons vra om te leef, en as jy gaan ingryp op die plekke waar jy behoort in te gryp, en die voorbeeld te stel wat jy behoort te stel, en die woorde te sê wat jy behoort te sê, gaan jy noodwendig bietjie teen die stroom opswem, en gaan jy noodwendig dalk jou eie kruis dra, jou eie vervolging, jou eie skuif, jou eie wêreld, gaan nog 'n bietjie anders lyk. Ek wil 'n storie vertel, ek was aan die see,
En jy weet, ek het nou nie my tjoepie aan nie, so ek het nodig om nie te diep te gaan nie. En ek grap net, ek staan in die see, en dan kom staan 'n ou by my, hier's en hy praat. En met die man is dik ongelukkig oor 'n paar dinge in die lewe. En hy praat en ek luister maar na hom en al die tipe van dinge. Jy weet, hy praat sy hart uit. Die ou is soos, hy weet nie wie ek is nie, hy weet nie waar ek vandaan kom nie, maar ek weet, hy bly in Randfontein, ek weet wat sy straat hy bly, ek weet waar hy werk, hoe lank hy daar werk, ek weet alles van die ou. En op 'n punt, sê niemand nou genoeg van my, so wat doen jy vir 'n lewe? Dis altyd 'n interessante ding, jy weet. Ek wonder altyd wat om te sê. Jy weet, ek werk vir 'n globale organisasie wat hulpverligting gee. Ek verkoop brandversekering, wat ook al. Eventually, ek sê toe maar vir jou, nee, ek is 'n dominee. Jy kan sommer sien die waterboks op. Jy sê wat? Ek sê nee, ek is 'n dominee. Jy weet, hy sê, "Jou genade dominee, ja nee, waar is u kerk?" En ek sê dit onmiddellik soos, jy weet, jy het net met my gepraat en jy was net jouself en nou ewe skielik kom jy agter maar goed, ek staan hier. En daar's 'n plek in jou lewe waar dit, as jy nou 'n dominee is, wat dit jou so 'n bietjie pla, wat jy sê, hoekom moet mense anders optree? As hulle hoor jy's 'n dominee en daar's baie redes vir dit seker. Maar ek het begin besef dat dit is eintlik 'n mooi ding. Want omdat ek nou die titel dominee het, sê dit vir iemand wel, ek is 'n verteenwoordiger van 'n geloof. En daar nou ewe skielik omdat iemand in die presence is van 'n dominee, nou begin hulle gedrag te alter. En dis nie nice as mense nie eerlik is nie. Maar wat ek probeer sê is, mense begin besef jy is in 'n ander geselskap. En eintlik behoort ons almal so te leef in die wêreld, dat dit al 'n veranderende faktor is, om te sê, jy's ook 'n dominee, onthou dit net. So Eliana, jy was in die skool instap, jy het nou nie die titel dominee nie, maar jy is 'n Christen. So as iemand in jou wêreld kom staan, dan moet hulle kan sien, wat is jou voorbeeld, wat jy doen in die wêreld, en hulle moet self in daai teenwoordigheid kan staan en sê, ek het, jy weet, hier is ander reëls wat geld hierso. Ons moet bietjie anders optree, anders praat, mooier praat, beter praat, daai tipe dinge, nê. Sonder om fake te wees. Ons moet nie fake Christene wees ook nie. Ek moes dit ook op saai gemaak het. Moenie 'n undercover Christen wees wat jouself skaam om op te staan vir die Christendom en vir die regte goed in die lewe nie. Moet ook nie 'n fake Christen wees nie. Moenie iemand wees wat Maandag Psalm 23 op jou tyd te sit en Dinsdag iemand besteel nie. Dis nie hoe dit werk nie. Live the faith. Leef dit. Jesus vra vir ons om te doen. Nou as ek nou so 'n bietjie beweeg het vanoggend en jy sê ja Bram, ek hierdie jaar is die jaar wat ek wil doen. Hierdie jaar is die jaar wat ek wil optree. Hierdie is die jaar wat ek daai persoon wil wees wat in die wêreld in beweeg. Wat mense sê, "Wow, hierdie is 'n lig wat in my wêreld in beweeg." Hoe doen ek dit? Want ek vir baie goeie nuus. Dit is wat ons hierdie jaar gaan doen met ons 40 dae. So ons gaan jou toerusting gee oor hoe om so te leef in hierdie wêreld. Maar dit gaan van jou afhang of jy daai toerusting gaan gebruik. Dit gaan van jou afhang of jy iets actually gaan doen met wat jy weet. Laas jaar het ons hierdie wonderlike 40 dae gehad, vind God in die gewone. Jy het baie geloofsgewoontes geleer ken. Gaan 'n bietjie huis toe en gaan vra vir jouself, hoeveel van daai goed pas ek toe? Hoeveel van dit het ek gehoor en gesê, dis 'n daai spreek gewees? En hoeveel goed gaan leef ek in my lewe? Die jaar voor het ons gepraat van Psalm 23, en ons gesê, don't give the enemy a seat at your table. En ons gesê, hoe is die vyand besig om my mooi lewe moeilik te maak? En hoe kry ek hom weg van hierdie tafel af? Gaan dink 'n bietjie by jouself, watter dinge, hoe leef jy dit in jou lewe? Hoe is jy besig en betrokke met dit? Hoe kry jy die vyand van jou tafel af weg, dat hy nie moeilikheid maak in jou lewe nie? En so voort en so voort. Ek roep julle almal op hierdie jaar, om te sê, as jy in 'n preek was hierdie jaar, en jy het iets geleer, jy het iets gehoor, iets in jou het beweeg, jy het 'n tool gekry, jy het 'n manier gekry om anders te leef, of iets anders te doen, gaan probeer dit. Gaan doen dit. Gaan leef dit. En word van binne af verander, sodat jy 'n lig kan wees in hierdie wêreld, en waarlik Jesus kan verteenwoordig. Kom ons bid saam.
Here Jesus, dankie dat ons vandag ook net weer geroep kan word tot optrede. Dat ons nie net Bybelstudie goed kan doen en goeie teologiese gesprekke kan hê en mooi kommentare kan lewer en al die dinge kan doen en effektief nie eintlik verandering in die wêreld sien nie. Here, want ons moet ook oorgaan en doen. Ons praat van U wat vir ons lief is en ons nie dit ook leef in die wêreld om ander mense lief te hê soos U ons lief gehad het nie. Help ons om ook met nuwe oë te kyk na die wêreld, dat ons kan lief hê. Here, ons bid dat U ons 'n hart sal gee wat ook sal breek vir gebrokenheid in hierdie wêreld. Here, dat U ons die courage sal gee om op te tree. Here, dat U ons die wysheid sal gee om te weet wat om te doen en dat U ons die insig sal gee om regtig waar ook raak te sien waarheen U ons stuur. Here, as ons ook na die nagmaal gaan gebruik, Here, gaan ons tasbaar ervaar wat het die kruis ook vir U gekos en dat U die kruis op U geneem het om ook ons lewens onherroepelik te verander. En ek bid, Here, dat U vandag ook hierdie tekens sal seën, sodat die tekens ook ons sal inspireer om op te tree en te doen in hierdie wêreld. Dat ons ook ons kruis sal opneem en vir U in hierdie wêreld ook sal gaan leef en sal doen. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ons het die voorreg om